Baie welkom by deel 2 hierdie week met Dominee Hein Kotse van Uitsig, Bloemfontein gemeente en Robert Third. Hein, wat was die belewenis in die gemeente gewees en met jou en jou vrou as herderspaar daarso? Die eerste ding is, hy is gebore in die gemeente. Al die mense het al geken. Groot geworden. 23 jaar wat hy al die gemeente is. En sy is 'n aangename kind, liefdevol. En dit is wat mense eintlik vir ouers kan sê, as jou kind in die kas het geklim het, klim hom net, is alles verander. Jy weet nou, maar verder is al die ander goed presies dieselfde. Ja. Niks het verander nie. Al wat verander is jy weet en dan sit jy met hierdie gevoelens soos al. Maar goed, en die gemeente was baie ondersteunend. En Dis wonderlik om te hoor. En trouwens die gemeente het voor die synode al, met die kerkraad al besluit om gey's te aanvaar, hulle huwelike, hulle kinders se doop, al die dinge. Dis wonderlik, in watter jaar was dit Dis gewees? 2013. 13. 2015 het die synode eers daai besluite geneem. Ja. 2016 is die synode besluite weer teruggetrek. Ja. En toen het maar gewoon met die tyd saam met mense by braaivleisvure gehoor, die hele blits in die kerk en al die goed, en het toch 'n klomp ouens gewaai. En maar daarmee het ek vrede gemaak, ons alweek en al die trouwens ek moet sê, die ding het ons nogal baie naby mekaar gebring. Ons het nogal 'n manier gevind om oor dit te praat, oor vertwyfelings en al die goed in leerde te werk en alles. En wat die ander kant ook maklik is om ewe lief vir ons kind. Ja. Ja. En Jy moet wel die beste hê vir jou kind. Maar ek wil dit ook sê wat ouers betref. Die sogenaamde gay-tekste, daar's baie te paar, daar's baie meer tekste wat praat oor ouers en kinders. Dan die goed so, Dis waar. ja, en ons speel met daai tekste en so. Ja. Maar goed, en toe klomp ons weggegaan, maar ek het so gesien, gerationaliseer daaroor, vir my gegaan oor mense moet plek maak vir gays in die kerk. So toe hulle gaan en Ja, party maak plek oop arms te hê en ontvang en deel te wees, Ja. ander gaan weg. Maar dis ook plek maak. dis op plek maak. Ja. En so. Dis seer, dis baie seer, baie goeie Ja. lidmate, baie goeie vriende. Ja. Dis was seer geweest, maar Ja, want dit is verwerkbaar. Dit is en, maar het die hele tyd so kom in ander gemeentes en wat ook al. Die gemeente was ons goed geweest. Die kerk het ons baie ruimte gegee om Bybelstudie te doen daaroor in groepe. En dat was voor 6 weke gekom by mekaar. Ek was self daarvan betrokke. Ja, ek wil net sê, ek ken vir Dominee Hein nou vir 10 jaar. Ek het in die begin van 2015 het ek by die selgroepe betrokke geraak wat ons oor 7 weke elkeen van die sogenaamde anti-gay tekste bespreek het. En ja, dit is hoe ek vir Dominee Hein ken. Ja. En jy self betrokke geraak en aanbied van die goeders, ja. Daarmee sal moet ek nou gaan kyk, ongeveer 180 gay ouens daar deur tyd. Dit is baie. En klomp ouers wat apart was, dat so net op 'n Saterdag was. En daar so 'n klomp troues, huwelike, wat ek net die seremonies hanteer het, van die 30-40 huwelike. En wat die lekkerste huwelike was, baie vrolik, baie lekker. Ja. Maar ook nie aan kant hartseer, party ouers het nie gekom ook nou. Ja, dit is baie hartseer. Ek net daarso ook sê dat Dominee Hein, my en Jan ook getrou het. En ons was die eerste manspaartjie wat voor die kansel getrou het. In die kerk met ons ouers daarso. My ma het my ingebring, Jan se ma het hom ingebring. Dit was wonderlik geweest. En dis 'n voorreg dat Dominee Hein ons kon getrou het. Vir my was dit 'n groot voorreg geweest. En seremonies, daar's nie 'n formulier nie, maar daar's net 'n eerlike praat, 'n gesprek. Want die beginsel gaan by so 'n huweliksbevestiging. Ek gesê dat ons nie met tekste werk nie. Baie keer dink mense die beginsel vir 'n huwelik is 'n man en vrou. Ja. Maar dis nie waar dit begin het nie. Dit gaan oor God se hart. Yes. Wat het hy bedoel daarmee? Wat het hy gehad? En hy sê dit self. Hy sê dis nie goed dat die mens alleen is nie. Dis 'n mensbeginsel. Goed laat mens alleen koud slaap. Ja, daai van dit is sê twee vaar beter as een. Die hele van dit is beginsel, dis waar dit begin het in God se hart. En dit praat so saam met die teks
waar Moses op die berg sit. Ja. Hy's 'n vol liefde en vol trou, barmhartig, genadig en ja, Ja. dan mens begin. En dis nie net iets wat staan in die Bybel is nie goed om alleen te wees nie. Ja. Ek sien dit elke dag, met elke strijdliefelijk. Ja. Ja. Maar met elke gay is het precies hetzelfde. Ja. Het is niet goed om alleen te wees. nie. En ik denk dat is een van de grootste onrechten dat die kerk het altijd gehou het, maar jy moet alleen wees. Ja, moet celibaat. Hulle kan dit aanvaar, maar moet celibaat wees. Ja. Is amper iets van 'n antwoord daarop is amper daai uitnodiging van Jesus wat sê almal wat moeg en oorlaai is, ek sal vir julle rus gee. Ja. Leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart. My juk is sag en my las is lig. Ja. Soos hierdie celibaat ding is 'n onhebbelike onmoontlike ding om te dra. Dit is nie 'n sagte juk daai en 'n ligte las nie, dis 'n harde ding. Ja. So Jesus se las is lig en hy sag. Nou wat sal jy nou vir ouers wat nou dadelik na die ding kyk en sê my kind het nou na my toe gekom of ons vermoed ons kind is gay, watse raad sal jy vir hulle kan gee? Die raad sal wees in die eerste plek, as jy kind is by uitgekom het, praat soveel, vra al die vrae vir jou kind, hy sê ouers sal op jou antwoord. Die raad is moenie dit vat en dit ignoreer nie. Ja. Dis verwerping. Yes. Dis moeilik baie keer, is swaar, maar vra dit. Hulle sal met jou eerlik wees. Ja. As vir alles sê wat dit is. Want op die ou einde is die sleutel tot dit alles verstaan. Is kennis, is inligting. Ja. Dat baie oor te lees en al die dinge. Maar ek verstaan die vrese van ouers. Weer verwerping. Wat gaan my kerk sê? Wat gaan my dominee sê? Wat gaan my vriende sê? Nee? En al die goeders. En die grootste ding is, my kind gaan help. Ja. Ja. Ek dink dis 'n groot vrees vir ouers. En dat 'n mens dan teologies op 'n manier verantwoordig gaan kyk na wat sê die eintlik. En ons kan op besaring praat oor die tekste. Ja, dis maar as ou vinnig net een wat vat byvoorbeeld hoe mense dit kan misverstaan. As mense Romeine 1 vat, nee, wat nou die groot teks is vir almal om. Ja. Nee? En dan vra ek baie keer ouers wat daaroor praat. Is Paulus besig om die mense te oordeel? Is die Here besig om hulle te oordeel daar? Waaroor staan met die goeie daarso? En as jy antwoord net op die volgende bladsy, so stuk 2 se begin, moenie oordeel nie. Julle was dieselfde. Ja. So dit kom uit 'n kultuur. Daar's 'n kultuur vir baie goed gewees, want nie goed te sê. En dan sê moenie oordeel nie. En dan loop die hele argument van dit alles. Nou hoofstuk 8 op die begin. Daar's dus nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Ja, dit is baie mooi. So is hy begin met 'n ding. Ja. Wat die ergste goed met die wat gebeur. Ja. Wat die afhangig van deel is. Moenie oordeel nie, dan loop uitgesê met in Christus. Geen groep. Ek het al gewonder of daar nie 'n agenda was om Romeine 2 so presies daar te split waar hy oorgaan om te sê moenie oordeel nie, want daai tyd was dit alles aan een geskryf gewees en nou was dit baie makliker geweest om te sê kyk al hierdie goeters se sonde, want soos ons nou meeste mense maar sal 'n hoofstuk lees. Dan as jy nou klaar is, dan bid jy en jy's nou klaar. Jy gaan nie sommer aan na die volgende hoofstuk, veral nie as dit op die volgende bladsy is nie. So ja, En die ander ding, interessante ding oor al die woord homoseksualiteit. Dit is nie so ou woord nie, dit is 'n baie nuwe woord. Ja, ja. Is in die vorige eeu eers weer gebruik. Ja. En toe het gekom en toe se woord, want die ander woorde in die Bybel is beskrywende woorde. Ja. En nou is hierdie hele woord homoseksualiteit, so 'n sambreelwoord, dat 'n klomp dinge in is, nee. Ja. En alles, en wat ook al, en dis die binne daai sambreel is verkeerde goed, maar ook sambreeligheid. Ja. En nou is dit toegemaak en net so moet hy gaan druk in die woord homoseksualiteit, nee. Ja. Ja. En al die kerk moet doen, ons moet dit oopmaak en kyk of hulle uit. Daar seker goed ons kan aanvaar, as seker goed ons nie kan aanvaar en al die dinge. Ja. So, en om dan alles, die woord homoseksualiteit te gebruik, het almal wat homoseksueel is onder een sambreel in volkseer. Ja. Dis 'n groot onderrig. Ja, want dit is so goed, jy vat alle stryd mense
kerklik en nie kerklik nie, en mense wat oop verhoudings het en mense wat Christelike huwelike het en mense wat net saam bly en alles en jy gooi hulle net in een ding. Of wat byvoorbeeld nou dat die politiek met Amerika, hy is 'n Afrikaner. Ja. Dan gaan daar klomp en hulle maak maar so, en dan sê jy stryd nou almal sê, nee, jy praat nie namens my nie. Yes. Presies. Ja. As die kerk dan, hoe moet jy sê, die tyd praat. Ja. En die gees ook sê, nee, jy praat nie namens my nie. Ja. Thank you for tuning in. We will see you again next week.